Goeiemôre geliefdes, ek glo vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kuier. Eerstens wil ons baie dankie sê. Dankie vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun. Dankie vir elkeen wat hulle geloofsoffer inbetaal, hulle 10de maand dankoffer vir die koskas ensovoorts. Ons kan nie die gemeente aan die gang hou en bestuur sonder julle bydrae nie. So baie dankie. Dankie ook vir elkeen wat ons op Sondag ondersteun het. Iemand wat sop geskenk het, ons waardeer jou opreg. Die wat brood geskenk het of vetkoeke, baie dankie daarvoor. En die wat net kom saam gesellig verkeer het en 'n donasie gegee het, julle word opreg waardeer. Onthou ook dan wat die 12de Augustus aanbetref, om 10:00 die oggend gaan die Christelike Seemansorganisasie saam met Johan en Rian van Rensburg by ons gemeente kom kuier. Hierdie is 'n fondsinsameling vir die Seemansorganisasie, so indien jy ietsie wil brei soos 'n mis of 'n serp of handskoene, jy kan vra vir die patrone, ons sal dit vir jou aanstuur en dan kan jy die oggend geniet saam met Johan en Ria en dan gaan hulle 'n vrywillige donasie opneem vir die Seemansorganisasie en ons gaan dit so in hulle bankrekening oorbetaal. So daar is geen onkoste wat kaartjies aanbetref ensovoorts nie. So julle is meer as welkom om hierdie datum aan te teken, te onthou en hierdie geleentheid te kom bywoon. 12 Augustus om 10:00 die oggend. Wat ons voorbereidingslys aanbetref, het ons tans nie baie mense op ons voorbereidingslys nie. Ons vra wel voorbereiding vir Gilly Lerm, wat volgende week ingaan vir 'n operasie, en dan dink ons nog steeds aan mense met langtermyn siektes, soos Tannie Didi Becker en Corrie Diedriks wat sukkel met sy gesondheid, Shamaine en Corrie se pa, oom Flip, wat sukkel met sy gesondheid, en dan ook Tannie Dina se kleinseun. Hierdie is mense wat langtermyn siektes het, en ons dink in ons gebede aan hulle. Indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons in kennis sal stel. Dit is dan nou al vir ons afkondigings. Ek gaan vra dat ons net sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U en ons kom sê vir U dankie. Dankie dat ons 'n tydjie uit ons dag uit kan neem, dat ons kan rustig raak, dat ons na hierdie video boodskap kan luister, dat ons U woord kan hoor, dat ons daaroor kan dink en dat ons vir onsself kan vra, wat beteken dit vir ons as individue? Vader, dat ons daaruit sal leer, dat ons iets daaruit vir onsself sal neem, dat ons dit sal toepas in ons lewens en dat ons geestelik sal groei. En daarom kom vra ons Gees van God, werk nou met elkeen van ons. Here, breek U woord vir ons oop. Spreek ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ek weet nie van u nie, maar vir my voel dit asof die jaar verby stoomroller. Ons is verby Paastyd, ons is verby Pinkstertyd en ons is nou in Koninkrykstyd. Nou vir die res van die jaar, die volgende 5 maande wat oor is, voordat ons weer by November, by Kerstyd kom, gaan ons stilstaan by Koninkrykstyd. En ek het dit goed gedink om 'n reeks te doen voordat ek met vakansie gaan aan die einde van Junie. So die reeks waarby ons gaan stilstaan is uit Genesis uit en ons gaan vanoggend saam lees Genesis 12 vers 1 tot 9 wat handel oor die roeping van Abraham en ons gaan kyk wat kan ons vir onsself uit hierdie roeping uitneem. En dan gaan ons vir die volgende paar Sondae by Abraham se lewensverhaal stilstaan. So Genesis 12 vers 1 tot 9 sê die volgende: Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die hele land getrek tot by Sichem, se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê:
aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Geliefdes, ons lees net hierdie enkele verse saam. Kyk ons na die stad en die omgewing van waar Abraham gebore is en groot geword het, dan was dit 'n fantastiese plek om in te woon. Was in die tyd van Abraham 'n wêreldstad met 'n bloeiende ekonomie en mense het daarheen gestroom om deel te wees van die welvaart en die nuutste ontwikkeling. Selfs net die naam praat van nuwe ontwikkeling, want beteken in die Akkadiese taal met pik gepleister, wat hier vir ons 'n aanduiding gee, dat hulle 'n ontdekking gemaak het, dat as jy gebakte stene met pik bou, sou dit 'n baie sterker struktuur vorm, en sou jou struktuur wat jy bou ook baie sterker wees. So die hele landstreek was gerig op ontwikkeling en op ontdekking. Ons sien ook dat dit 'n landstreek was wat vol water was, met die Tigrisrivier en die Efraatrivier wat aan die walle van gebou is. Ons is onseker of in die tyd van Abraham aan die Persiese See geleë was, al dan nie, want daar was 'n tyd toe dit aan die Persiese See geraak het. Maar was ook 'n plek vol ongeloof en afgoderry. In die Hebreëus beteken die naam lig of skynsel. Die naam kom waarskynlik van die feit dat die maangod, Nana of Sin, soos hy ook in die Bybel genoem word, hier aanbid is. Daar was ook 'n klomp ander gode wat die mense daar gedien het, soos byvoorbeeld Enki, wat waarskynlik verbind was aan die 2 riviere wat hierdie gebied van water voorsien het. Geliefdes, ons lees in Josua 24 vers 2 dat Tera, Abraham se pa, en sy familie hierdie afgod aanbid het. Abraham was dus totaal en al 'n ongelowige en het die Here glad nie geken of gedien nie. Alhoewel hy afgestam het uit 'n gelowige stam, die stam van Set, en Set was die 3de kind van Adam en Eva gewees. Abraham het hier gewoon, en in vandag se terme sou 'n mens sê dat die gebied omtrent in die gebied van Irak was, en dat dit die plek was om te wees. In vandag se terme kan 'n mens die omgewing van byvoorbeeld vergelyk met 'n stad soos Kaapstad of Sandton. Dit was die plek waar geld in oorvloed beskikbaar was, waar voorspoed en iets soos plesier na vore getree het, 'n plek waar almal wou wees. Alhoewel Abraham en sy familie veeboere was, sou hulle na hierdie plek toe gekom het om juis hier te kom handel dryf, omdat dit die beste plek sou wees om handel te dryf. Ons lees in hierdie gedeelte dat die Here vir Abraham roep en dat hy vir hom sê, gaan weg van hierdie paradys af, van hierdie plek af, na die land toe wat ek vir jou sal wys. Ons lees ook dat die Here nie spesifiek vir hom sê waarheen om te trek nie, maar net dat hy moet trek. Dit is so goed as om vir my en jou te kom sê, dat ek en jy uit Kaapstad uit moet wegbeweeg, en dat ons in die woestyn moet gaan bly. En geliefdes, die wonder is, dat Abraham gehoorsaam was aan die Here. Hy het gedoen wat die Here hom beveel het. Hoe presies die Here aan Abraham verskyn het, weet ons nie. Wat die Here alles vir hom gesê het, weet ons ook nie. Maar wat ons wel weet, is dat Abraham in die Here geglo het, en dat hy begin trek het, dat hy alles opgepak het, en dat hy van af getrek het na Haran toe, en daar 'n tyd lank gebly het, en na sy pa se dood, het hy verder na Kanaan toe verhuis.
En ons lees ook dat hy kort getrek het en deur die gebied rondgetrek het en geswerf het. Nou kan ons vir onsself afvra, maar hoekom sal 'n ongelowige, suksesvolle besigheidsman ewe skielik 'n gelowige word, gehoorsaam wees aan 'n God wat hom roep, wat hy glad nie eers ken nie, en dan die werk gaan doen wat God vir hom sê om te doen? Wel, dit is hoe God werk. Want as die Here jou roep, gee hy ook vir my en jou geloof. En dit is presies wat hier gebeur het. Ware geloof word deur die Heilige Gees in Abraham se hart geskep. God wek daardie geloof in hom en daarom is Abraham gehoorsaam aan die Here. Dieselfde gebeur met my en jou. Wanneer God ons roep, skep en wek hy ook geloof binne in ons harte. Dis 'n geskenk wat hy vir my en jou gee uit sy Vaderhand uit. En al wat hy van my en jou vra, is om hom te glo, te vertrou en die pad saam met hom te stap. En dis presies wat hier gebeur het. Abraham het geloof in God gevind en hy het gehoorsaam gereageer op God se roepstem. Letterlik staan daar in vers 1, gaan uit jou land uit en uit jou familie en uit die huis van jou vader. Met hierdie woordjie gaan, maak die Here 'n nuwe begin, soos by die skepping. Met die skepping lees ons dat God byvoorbeeld gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. Dit was skeppingswoorde. Net so is hierdie woordjie, gaan uit, 'n skeppingswoord van geloof in Abraham se lewe. Op grond van daardie geloof wat God gee, reageer die mens met gehoorsaamheid. Net so, geliefdes, het God ons ook geloof gegee. Hy het geloof in ons gevoel en in ons verstand geskep. En dit is die wonder waaroor ons vandag nog verstom staan. Dit is egter belangrik dat ons sal raak sien dat ware geloof 'n mens se lewe kom verander. En daarom roep die Here vir Abraham op 'n drievoudige manier, weg van alles wat aan hom bekend is, want God wil sy lewe kom verander. Hy wil sy lewe in 'n nuwe rigting en in 'n nuwe koers instuur. En daarom moet hy hom eers wegneem van alles wat vir hom bekend was, alles waaraan hy vasgeklou het. Ons sien die Here sê vir hom, gaan weg uit jou land, jou mense en jou pa se huis. Met ander woorde, los dit wat vir jou sekuriteit bied. Klink dit vir u bekend? Dis presies dieselfde wat Jesus met die eerste disippels gedoen het. Hy het gesê, los alles, los jou familie, jou werk, jou besittings, los alles net daar en volg my. So hierdie is deel van God se persona, dis wie God is. Hy wil oorbegin, voorbegin, nuut begin en hy wil hê dat jy moet alles wat vir jou belangrik is, agterlos en prys gee en hom volg. Want van nou af wil hy as God die belangrikste in jou lewe wees. En die Here Jesus Christus kom bevestig hierdie gedagte wanneer hy kom sê, hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. En hy kom sê ook op 'n ander gedeelte, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy vader en moeder, sy vrou en sy kinders, sy broer en sy suster, ja, selfs van sy eie lewe. So ons moet bereid wees om ons sekuriteite prys te gee en God te volg en hom die belangrikste persoon in ons lewe te maak. Dis het God alles van Abraham kom vra. Hy het vir Abraham gevra om alles te los en gehoorsaam aan hom te wees. En dan sê hy vir hom, trek. Hy vra ook dieselfde van my en jou vandag. Maar geliefdes, die verskil tussen ons en Abraham is, dat Abraham gehoorsaam was. Abraham het sy goed opgepak en hy het getrek.
Maar ons as individue is baie traag om gehoorsaam te wees. Ons is nie soos Abraham gehoorsaam, vat ons goed en trek nie. Nee, ons is baie traag om die Here te dien. Ons het partykeer min passie vir God. Min passie vir ons geloof. En die vraag is, waarom het ons nie hierdie onblusbare vuur, hierdie dryf binne in ons om ook vir God te lewe en om 'n gehoorsame lewe saam met God te lei nie? En ek dink die antwoord is eenvoudig, want ons het nog nie oorgegaan tot aksie nie. Geliefdes, baie van ons het nog nie soos Abraham besluit om te trek nie. Ons hou nog vas aan ons sekuriteite, dit wat ons beskou as belangrik. Ons geld, ons werk, ons familie, selfs ons naam. Dit waarvoor ek en jy staan. Dit word ons sekuriteit. Vir party mense kan hulle kerk, hulle geloofsekuriteit wees. En ons hou aan dit vas. Ons sonde hou ons ook vas aan aan ons Die afgode wat daar is, wat ons dien. Geld, tyd, voordeel. Dit wat ons keer om regtig te reageer op God se roepsem, om regtig gehoorsaam te wees aan God. En vandag moet ek en jy vir onsself afvra, wat is hierdie goed? Want vir party van ons gaan dit ons geld wees, vir party van ons gaan dit ons gemak wees. Party van ons gaan dalk nie wil verhuis nie. Party van ons is te gemaklik in die omgewing, die gemeenskap waarin ons leef, want ons dokters is hier, ons kerk is hier, ons vriende is hier, ons familie is dalk hier, en ons wil nie daardie gemak en daardie groepe en daardie dokters en hospitale ensovoorts prys gee nie, want ons is in 'n gemaksone. En daarom is ons nie noodwendig gehoorsaam aan God se roepstem nie. En daarom is dit vir ons moeilik om te glo dat dit vir ons beter in die woestyn byvoorbeeld sal wees as in die stad. En dit maak logies net vir ons sin. So dis die eerste rede, ons hou te veel vas aan ons sekuriteite en daarom is ons nie bereid om te trek nie. Die tweede rede waarom ons nie trek nie, is omdat ons nog nie geleer het om waarlik op God en sy beloftes te vertrou nie. Solank ons nog in beheer is en ons nog ons eie planne maak, het ons God nie regtig nodig nie. Ek wil hê jy moet fokus op die beloftes wat God vir Abraham kom gee het in hierdie gedeelte. Hy kom sê vir Abraham, trek, en as jy trek, gaan ek vir jou die land gee, en ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee, en jou nageslag sal hierdie land erf. Ek beloof ook vir jou, dat ek jou persoonlik sal seën, en jou sal beskerm, en dat ek saam met jou sal trek, dat ek vir jou 'n God sal wees, en dat ek jou sal help om groot dinge tot stand te bring. So dis die beloftes wat God vir Abraham kom gee. En nog voordat Abraham gesien het dat hierdie beloftes in vervulling gaan, het hy God geglo en hy het hom volkome vertrou. Hy het al sy vertroue in God gestel en hy het begin trek. En toe het die Here al hierdie dinge wat hy aan hom beloof het, in plek laat val. En het dit oor 'n tydperk in vervulling gegaan. Het dit waar geword in Abraham se lewe. En dan lees ons dat dit gebeur het omdat hy die Here vertrou het. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, wat ek vir myself wil vra is, vertrou ek en jy so op die Here, dat ons, al is ons in die woestyn, glo en vertrou dat die Here vir ons sal gee wat ons nodig het. Geliefdes, al God se beloftes aan Abraham is in Christus vervul. Dit het alles heen gewys
na Christus wat sou kom om die koninkryk van God op aarde te kom vestig. Om koning oor die ryk te wees en daaroor te regeer. En te sorg vir al God se kinders. Te sorg vir geestelike redding en liggaamlike redding. Abraham het nie geweet van Jesus nie. En hy het hom ook nie gesien nie, maar tog het hy geglo. Ek en jy weet van Jesus. Ons weet dat hy aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons. Ons weet dat hy op daardie Sondagmôre uit die dood uit opgestaan het, dat hy lewe, dat hy die dood oorwin het, dat hy die finale prys vir my en jou sondes kom betaal het. Ons weet dat hy opgevaar het na die hemel toe. Ons weet dat hy aan die regterhand van God die Vader sit, van waar hy regeer. En ons weet dat hy vir ons die Heilige Gees gestuur het om ons te vul en te lei en te leer en te help. En ons weet dat hy vir ons beloof dat hy alles vir ons sal gee wat ons nodig het. Die vraag is, waarom vertrou ons hom dan nie? Abraham het baie minder geweet as ons. En nog steeds het Abraham hom vertrou. Ek en jy wat weet dat God die waarmaker is van sy woord, dat sy beloftes in vervulling gaan, ons vertrou hom nog steeds nie. Want ons raak paniekerig. Ons raak paniekerig wanneer dinge in die lewe verkeerd loop. Wanneer ons werk verloor. Wanneer die spreekwoordelike storms oor ons lewe kom. Wanneer die gemeente in finansiële nood is. Dan raak ons paniekerig en dan dink ons, God is nie by magte om vir ons te sorg of om ons te onderhou nie. En die rede hoekom ons paniekerig raak, is omdat ons nie glo dat God vir ons kan voorsien nie. Ons vertrou hom nie werklik nie. En nou kan jy vir my sê, maar hoe kan ek dit sê? Want geliefdes, as ons hom vertrou het ons getrek, nommer 1, en het ons gebid en geglo dat hy in ons behoeftes gaan voorsien. Maar ons doen dit nie. Ons sê ons is bekommerd oor ons land, maar bid ons vir ons land. Bid ons dat God sal ingryp. Ons sê ons is bekommerd oor die ekonomie, maar wat doen ons? Ons kla net daaroor. Ons sit en top daaroor. Ons bly by die huis in plaas van om te ry want die petrolpryse is te duur. Maar bid ons dat God sal ingryp. Nee. Ons is bekommerd oor ons kinders en hulle toekoms in hierdie land. Ons is bekommerd oor dit waaraan ons kinders blootgestel word op sosiale media en in die samelewing. Maar wat doen ons daaroor? Ons stop daaroor, ons beklei met ons kinders, ons waarsku hulle, maar bid ek en jy regtig vir ons kinders en vir hulle toekoms. Ons is bekommerd oor die gemeente waarin ons is, want die getalle word minder, die finansies word minder, want die ekonomie druk, almal kry swaar, daar's nie geld om alles te doen nie. Ons wonder hoe lank gaan die kerk se deure nog oop bly. Ons is bekommerd daaroor, maar ons doen niks daaromtrent nie. Ons deel ons bekommernis met almal, insluitend God, maar bid ons daarvoor. Ek dink nie so nie. Ek dink nie ons gaan regtig oor in ware aanbidding nie. En dan wil ek vir u vra, maar hoekom nie? Hoekom neem ons nie ons bekommernisse na God toe nie? Hoekom deel ons dit nie met God nie? Weet jy wat dink ek? Omdat ons hom nie werklik vertrou nie. Omdat ons nie dink dat God werklik in ons behoeftes kan voorsien. En omdat ons nie dink dat God werklik ons gebede gaan beantwoord nie. En daarom vertrou ons hom nie. En daarom gaan ons nie in gebed na hom toe nie. En daarom trek ons nie. Ons trek nie weg van ons eie lewe na die lewe wat Christus vir ons wil gee nie, want ons vertrou God nie genoeg nie. Wat is die derde aspek wat God vir ons wil gee in hierdie gedeelte? Dit is 'n lewe van diensbaarheid aan hom. As ons gaan vertrou op God en ons sekuriteit in hom gaan vind, en ons vertroue in hom gaan vind, dan gaan hy vir ons 'n lewe van diensbaarheid gee.
waar ek nie meer my eie baas is nie, maar waar God in beheer is. Dat sy woord my lewe rig en nie my eie wysheid, my eie begeertes, my eie planne of selfs my eie verskonings nie. Want dit is wat ons doen. Wanneer die ekonomie druk, maak ons planne oor waar ons kan geld spaar en hoe ons kan sny. Die afgelope ruk het ek dit gesien. Mense sny 'n klomp goed. Hulle ry minder rond, party van hulle verkoop selfs hulle duur, swaar motors vir ligter motors, omdat die brandstofprys so opgaan, en oralste beraam hulle plannetjies, net om hulle te help om deur te kom. En hulle sny oralste goed. Polisse word gekanselleer of gestop of op ys gesit of wat ook al. So ons maak mensgemaakte plannetjies, omdat ons God nie vertrou nie, en omdat ons in beheer wil wees van ons eie lewens. Die Here het gepraat en Abraham het getrek. Abraham was gehoorsaam, so eenvoudig soos dit. Maar ek en jy kan onsself nie kry om tot op daardie punt te kom nie. Die lewe in Christus is 'n lewe waar ek God bo alles liefhet en sy wil vir my lewe soek en doen. Nie net soek nie, maar doen ook. Dit is 'n lewe waar ek my naaste liefhet, soos myself, en diensbaar is aan hulle behoeftes. Dis 'n lewe waar ons tot seën vir ander mense is. Dat God, soos hy deur Abraham 'n nuwe begin gemaak het en sy verlossingsplan voortgesit het, hierdie selfde nuwe begin maak in my en jou lewe en sy verlossingsplan deur my en jou voortsit. Dat ons besef ons lewe as gelowiges is in die eerste plek om God se verlossingsplan voort te sit. Dat dit deel van ons kerklike lewe is om te sorg dat die woord aan alle mense verkondig word en dat ek en jy self daardie woord moet uitleef en uitdra. Geliefdes, en dis die boodskap van vanoggend. God het ons geroep en vir ons geloof gegee. Die vraag is, reageer ek en jy soos Abraham? Trek ons? En as ons trek, dra ons dan die vrug van ware geloof? En is dit sigbaar in my en jou lewe? Die vrug wat ek en jy moet dra, is vertroue in God en sy beloftes. Is om met oorgawe aan Jesus as ons verlosser en koning te leef. En dit is om met oorgawe tot diens aan God en my naaste op te tree. As ek na mense se lewens kyk, dan sien ek nie hierdie vrug nie. En dan lyk dit nie vir my asof hulle al getrek het nie. En daarom moet ons vandag vir onsself vra. Is ons getrou aan God? Vertrou ons God? En kies ons om die pad saam met hom te stap? Want geliefdes, dit is vir ons beter om in die woestyn saam met God te leef, as om in 'n stad sonder God te leef. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag. Dankie vir hierdie boodskap wat ons gehoor het. Dankie dat ons opnuut daarvan bewus gemaak is dat U vir ons nuwe lewe wil gee en dat U deur geloof vir ons nuwe lewe skep. Maar dan moet ons U vertrou. En dan moet ons daardie vrug dra in ons lewe. Dan moet ons ophou om bekommerd te wees en te probeer in beheer wees van ons lewens. En ons moet alles net vir U gee. U moet die belangrikste in ons lewe wees. Ons moet alle beheer van ons lewe aan U oorgee en ons moet U vertrou om vir ons te voorsien. U het in Abraham se behoeftes voorsien. U het al die beloftes wat U aan hom gemaak het, waargemaak. U het hom geseën en U kan dieselfde vir ons doen. Maar dan moet ons ten volle vir U leef en ons moet U ten volle vertrou. En dis hier waar ons sukkel. Want ons hou daarvan om ons eie planne te maak. Ons hou daarvan om in beheer te wees van ons eie lewens. Ons hou daarvan om seker te maak dinge gaan vir ons uitwerk. En dan gee ons nie oor nie. Dan hou ons beheer van ons eie lewe. En vandag kom vra U opnuut vir ons om oor te gee.
om beheer oor te gee en om U te vertrou met alles, Vader, met ons gesondheid, met ons finansies, met ons gemeente, met ons werk, met ons diensbaarheid in U koninkryk, en nie net vir ons as individue nie, U vra dit ook van ons as gemeente, en daarom kom vra ons Gees van God, help ons hiermee, want ons sukkel met dit. Ons sukkel om te vertrou, ons sukkel om beheer oor te gee. Ons sukkel om die vrug te dra van oorgawe, om alles in gebed na God toe te vat, want ons hou nie daarvan om afhanklik te wees nie, want ons word geleer om onafhanklik te wees. Help ons om te leer om afhanklik van God te leef. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente. Ons kom dra hulle aan U op. Ons vra dat U by hulle sal stil staan, dat U hulle sal aanraak, dat U vir hulle krag sal gee. Die van wie ons bewus is en die wat ons nie van bewus is nie. Die wat onder operasie gaan, dat U hulle sal aanraak, dat U in beheer sal wees en dat hulle ten volle sal herstel. Vader, dankie dat ons onsself, ons menswees, ons gemeente aan U kan kom opdra. En dat ons kan vertrou dat U vir ons die regte pad sal wys en dat U in ons behoeftes sal voorsien. Ons bid hierdie dinge in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, U die oorsprong van alle lewe, die bron van liefde. Wees voor ons en lei ons. Wees agter ons en beskerm ons. Wees naas ons en begelei ons. Wees tussen ons en verbind ons. Wees onder ons en vervul ons. Wees oor ons en seën ons. Mag God die Vader, die Seun en die Heilige Gees U seën en by U wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.